Nou ja, ons het verlede week begin en gepraat oor die Micha-tipe mens teenoor die Elia-tipe mens. Ons het verlede week gepraat oor hierdie Elia-tipe verhouding, kan mens dit stel, of kerk, of ons kan ook sê gemeente. Ek wil eintlik noem die Micha-tipe mens, want 'n kerk en 'n gemeente en 'n samekoms van die kerk bestaan uit mense. En is mense wat bepaal of die geleentheid 'n Micha-tipe geleentheid is en of dit 'n Elia-tipe geleentheid is. Daarom sê ek die Micha-tipe mens. Die mens wat sy godsdiens bou rondom allerhande menslike en mensgemaakte formaliteite en tradisies, menslike rituele en seremonies en ordes. En soos ons verlede week gesê het, wat wandel en leef met onegte skouerklede. Skouerkleed wat 'n simbool is van God se inspraak in ons lewe, God se woord in ons lewe. Met ander woorde, wat gelei word deur leerlinge en insprake van misleidende geeste. En ons het ook verlede week gesien wat staan in afgodediens. Want enige iets wat my van die Here God af wegneem, wat die plek van die Here God in my lewe inneem, en my verhouding met die Here skade aandoen of afgradeer, is 'n afgod in my lewe. En ongelukkig staan baie kerkmense vandag met afgode in hulle lewe. Nou ek het vanoggend ook, het ek in my hart ervaar, terwyl ek besig was om hierdie woord verder voor te berei, dat die Heilige Gees my sterk daarteen waarsku. En ek wil vir u ook sê, dat ons nie sekere mense, of denominasies of gemeentes moet typeer en kategoriseer as Micha-tipe mense of Micha-tipe gemeentes. Dis nie ons reg om iemand te typeer of te veroordeel nie. Die Here God self sal mense oordeel. Hy sal jou hart oordeel. Hy sal my hart oordeel. En in elke plek, maak nie saak hoe goed of hoe sleg dit is nie, is daar Micha-tipe mense en Elia-tipe mense. So ons kan nie mense kategoriseer nie, maar ek en jy, ons moet sorg dat ons in die regte verhouding staan en dat ons in ware geregtigheid voor die Here wandel en leef en dat ek myself sal bewaar om nie in 'n Micha-tipe verhouding te verval of 'n Micha-tipe mens te wees nie. Ek gaan nie vanoggend baie uitbrei verder oor die Micha-tipe nie, ons het verlede Sondag daaroor gepraat, maar ek wil vanoggend graag met u praat rondom die Elia-tipe mens, ek wil dit so noem. Nou, in die boek van Maleagi, wat die laaste boek is van die Ou Testament, in Maleagi 4 vers 5 tot 6, lees ons die volgende. Kyk, ek stuur julle die profeet Elia, voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. Nou, sê dit nie vir ons dis 'n eindtyd belofte nie. Die groot en vreeslike dag, die koms van die Here, voordat aanbreek, sê die Here, stuur ek die profeet Elia. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot die vader, tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom in die land met die banvloek tref nie. Nou ek glo dat die Here hier praat van mense in die eindtyd, wat hy opwek en bekragtig in dieselfde krag en gees van Elia. 'n Elia-tipe mens, vir Elia-tipe kerk, wat God wil opwek, wat in die bediening van die Gees beweeg en die harte van mense aanraak, sodat verhoudinge, goddelike verhoudinge gekweek word en opgewek word tussen mense. Nou wat is kenmerkend van hierdie Elia-tipe mens, of hierdie Elia-tipe bediening? Hoe lyk die Elia-tipe mens en die Elia-tipe gemeente en bediening? Nou, nommer 1,
Die Elia tipe mens is 'n mens wat 'n innige verhouding met die lewende Here het. 'n Verhouding in die Gees. Ons lees in 1 Konings hoofstuk 17 vers 1. En Elia die Tisbiet uit Tisbe in Gilead het vir Agab gesê, so waar as die Here, die God van Israel leef, onomwonde en sonder enige twyfel in sy gees, verklaar Elia voor koning Agab, dat die Here, die God van Israel leef. Daar is geen twyfel in sy hart nie, want hy het belewenis en ervarings met hierdie lewende God. Die Bybelse profete en die mense van God in die Ou Testamentiese tyd en die Bybelse tye het geweet dat hulle die ewig lewende God dien en vrees. Ons lees in Daniël 12 vers 7. Toe hoor ek die man met linne bekleed wat bo oor die water van die rivier was, en hy het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef, en dis maar soos ons ook aanbid, nee. Hy het sy regterhand, sy linkerhand, albei sy hande opgehef na die hemel en gesweer by die ewig lewende, 'n tye en 'n halwe tyd. En as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, sal al hierdie dinge vervul word. Hy het gesweer. Terwyl hy sy hande in aanbidding ophef, het hy gesweer by die ewig lewende. Die ewig lewende God, wat 'n werklikheid is vir die ware mens en kind van God. Vir die Elia tipe mens, wat uitroep, so waar as wat die Here, die God van Israel leef. Want ek weet, dat ek weet, dat ek weet, dat ek weet, dat hy leef. Die Hebreërskrywer sê, hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is. Moet glo dat hy leef. Jy sien, wanneer die Here God waarlik vir my leef en in my leef, en ek kom as die ewig lewende in my gees beleef en ervaar en dien, dan kan niks my blokkeer, of my inperk, of my beperk nie. Want my verhouding is nie gebou op 'n menslike formaliteit, of 'n ritueel, of 'n menslike verordening, mensgemaakte tradisies, en ordes en seremonies nie. My lewe is gebou op die ewig lewende God wat in my woon. Die Micha-tipe kerk is 'n kerk van formaliteite en rituele, en ontneem jy hom daarvan, neem jy dit weg van hom af, beperk jy hom daarin, of stop jy hom verder met sy mensgemaakte tradisies en verordeninge en seremonies en reëls aan te gaan, dan is hy krepeel in sy godsdiens. Dan het hy 'n leë dop geword in sy verhouding. Kan hy nie voortgaan. Maar Paulus sê vir ons, daarteenoor sê hy in Romeine 1 vers 9, want God, wat ek in my gees dien in die evangelie van sy seun. Die Here God, wat ek in my gees dien, wat vir my vasgemaak staan in die evangelie van sy seun Jesus Christus. Dis 'n lewende verhouding waarvan hy praat, met 'n lewende God. Dan sê hy ook in Filippense 3 vers 3, want ons is die besnydenis, ons wat God in die gees dien, en in Christus roem, en nie op die vlees vertrou nie. Ons wat die Here God in die gees dien, sê hy, ons is die ware besnydenis, die besnydenis van die hart. Jy sien, die Elia tipe mens is 'n mens van die gees. 'n Mens wat in 'n innige en diepe verhouding leef met die ewige lewende Here. En niks kan hierdie verhouding van my af wegvat nie. Halleluja. Jy kan my toesluit, jy kan my beperk, jy kan my vervolg, jy kan my inperk, my lockdown, maar jy kan nooit my verhouding met die Here God wat ek met hom het in die gees van my af wegvat.
nie stop om te bid nie. Want as jy my tong uitsny, bid ek in my gedagtes. Jy kan my nie stop om te bid nie. Jy kan die woord van God, wat in my gees gedeponeer is, en wat ryklik in my woon, soos Paulus sê, van my nie af wegneem nie. Want ek is 'n mens wat die ewig lewende Here en God in die gees dien en vrees. Dit is die Elia tipe mens met sy innige verhouding met die lewende Here. Tweedens, die Elia tipe mens is diegene wat daagliks toegang het en wat hierdie toegang gebruik deur toe te tree tot die heiligdom van God. 1 Konings 17 vers 1 sê, en Elia die Tisbiet uit Tisbe in Gilead het vir Agab gesê, so waar as die Here die God van Israel leef, voor wie se aangesig ek staan. Hy sê, ek is gewoond om in die teenwoordigheid van God te wees. Ek is gewoond daaraan om voor die aangesig van die Here God te staan. Dis my daaglikse gewoonte. Die Elia tipe mens is die een wat kan sê, ek woon in die skuilplek van die Allerhoogste. En ek bly onder die skaduwee van die Almagtige. Paulus maak hierdie uitspraak in Galasiërs 1 vers 20. Hy sê, wat ek julle skryf voor die aangesig van God, ek lieg nie. Of die Living Bible stel vir my bietjie beter, hy sê, listen to what I'm saying, for I am telling you this in the very presence of God. Wat ek vir julle sê, praat ek, want ek lewe in die teenwoordigheid van die Here, voor die aangesig van God. Ek lieg nie. Ek praat die waarheid, want ek praat dit vanuit die teenwoordigheid van die Here. Die Amplified Bible, luister 'n bietjie hoe sê die Amplified Bible dit, vir my baie mooi. Die Amplified Bible sê, now, note carefully for what I'm telling you, for it is the truth. I write this as if I was standing before the bar of God. I don't lie. I do not lie. The bar of God. Engels praat van wanneer jy toegang kry tot die hof as 'n advokaat of 'n prokureur, dan tree jy toe tot die bar. Nie 'n bar waar jy gaan drank drink nie. The bar of God is die raadsaal of die hofsaal of die troonkamer van die Here, the courts of heaven. Daar waar die Here God sy uitsprake gee en sy woord bekend maak. Paulus sê, ek praat met julle vanuit hierdie raadsaal van die Here, ek lieg nie. Nou in Jeremia 23 lees ons bietjie van meer van hierdie raad. Jeremia 23 vers 18 en vers 22. Hy sê, want wie het in die raad van die Here gestaan, in the courts of heaven, dat hy sy woord sou sien en hoor? Wie het sy woord beluister en gehoor? Vers 22 sê, maar as hulle in my raad gestaan het, moet hulle my volk my woorde laat hoor, en hulle terugbring van hulle verkeerde been, van die boosheid van hulle handelinge. Die enigste plek, my vriend, waar ek waarlik met geregtigheid en met waarheid die waaragtige en heerlike woord van die Here God kan sien en kan hoor en kan beluister, is in die raadsaal van die Here. In die vergadering van die Here, in die teenwoordigheid van die Here, voor sy aangesig. Before the bar of God. Die Elia tipe mens word gekenmerk dat hy in die raad van die Here staan. Voor die aangesig van die Here God. En omdat ek as die Elia tipe mens in die raad van die ewig lewende God staan en leef, en sy woord in my gees daagliks ontvang en inneem. Kom ons by die derde punt, naamlik, die Elia tipe mens is die mens wie se lewe gebou word op hierdie onfeilbare woord van God. 1 Konings 17 vers 1 sê, en Elia die Tisbiet uit Tisbe in Gilead het vir Agab gesê, so waar as die Here die God van Israel leef, voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. Luister wat sê,
daar sal geen dou of reën wees, behalwe op my woord. Met baie vrymoedigheid, met dapperheid, maak Elia uitspraak voor die koning, wat in afgoderry verval het, wat eintlik in die Micha-tipe godsdiens ingegaan het. En zeer sekerlik het hy hierdie woord voor die aansig van die ewig lewende God ontvang. Maar in sy gees is daar gedeponeer en lewe daar ook die woord van God wat ryklik in hom woon. Want daar staan in Deuteronomium 11 vers 16 en 17, neem julle in ag dat julle hart nie verlei word nie, sodat julle afwyk en ander gode dien en voor hulle neerbuig, soos wat Agab en Isebel en die volk Israel gedoen het nie. Vers 17 sê, en die toorn van die Here teen julle ontvlam, en hy die hemel toesluit, sodat daar geen reën is, en die aarde sy opbrengs nie gee nie, en julle gou uit die goeie land omkom, wat die Here julle gegee het. Hierdie woord het zeer sekerlik geleef en weer klink in die hart van Elia, en is met vir hom bevestig, deur die Here God self, terwyl hy in die raadsaal van die hemel was. Daarom kan hy met vrymoedigheid en met dapperheid voor koning Agab staan en sê, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe my woord. Want dit is die woord wat ek van die Here ontvang het, en wat deur in my gees bevestig is vanuit die Heilige Skrifte. Jy sien, vriende, die Elia-tipe mens het iets om mee te deel. Die Elia-tipe mens het iets om aan die wêreld te sê. Ek en jy het die woord van die Here, wat ons in die raadsaal van die hemele gesien en gehoor en beluister het, en wat nou ryklik in my gees woon. En dit is hierdie woord wat die Here God bevestig. Sy woord wat in sy raadsale weerklink. Wat hy bevestig en bekragtig deur sy bedelinge en deur die werkinge van die Heilige Gees. Ons lees in Markus 16 vers 20, maar dat uitgegaan en oral gepreek, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen. Hebreërs 2 vers 4 sê, terwyl God ook nog saam getuig het deur tekens en wonders en allerlei kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil. Die Here God bevestig en werk saam met sy woord wat hy in sy raadsaal besluit het en wat uit sy mond uitgaan. Jesaja 55 vers 10 en 11 sê, want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarin nie terugkeer nie, maar die aarde deur vochtig en maker het voortbring en uitspreek en saad gee aan die saaier en brood aan die eter, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. En God se woord gaan in die raadsaal uit, in die vergadering van die heiliges. Was jy al daar? Vertoef jy daar? Woon jy daar? Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees. Luister wat sê, dit sal nie leeg terugkeer nie. Met ander woorde, dit sal iets terugbring na God, iets van my gees, iets van my lewe. Dit sal doen wat hom behaag. Met ander woorde, dit sal in sy welbaan en sy wil beweeg. Nooit buite kan dit nie. En dit sal voorspoedig wees. Met ander woorde, dit sal geseënd wees. Dit sal voorspoed bring. In alles waartoe ek dit stuur. Het jy daar die woord in jou hart? Die Elia-tipe mens se lewe is gebou op hierdie woord. En rondom die uitvoering daarvan, die uitleef daarvan en die ryklike inwoning daarvan, wat hy in die teenwoordigheid van God beleef en ontvang. Dit bring altyd goddelike resultate, altyd goddelike vrug voort in my eie lewe, maar ook in die wat rondom my is, en die teenoor wie ek dit getuig en teenoor wie ek dit praat. So ek vra u vanoggend, kom ons maak 'n besluit in ons gees. Elke dag, ek gaan 'n Elia-tipe mens wees. Ek wil nie
eendag hoor, gaan weg van my af. Werker van ongeregtigheid. Ons gaan die Here vra, sê ons wil hierdie gemeente 'n Elia tipe gemeente maak. Want ek sê weer vir u, mense maak gemeente. 'n Gemeente bestaan nie uit geboue en klippe en stoele en matte en sulke goed nie. Gemeente bestaan uit mense. So Elia tipe mense maak 'n Elia tipe gemeente. Kom ons vra die Here, Here maak ons Elia tipe mense. Weet op die ou einde is Elia weggeneem, sê die Bybel, in 'n storm na die hemel met 'n wa van vuur en perde van vuur. Elia is weggeneem, weggeruk. Op die ou einde gaan die Elia tipe mens die enigste een wees wat die Here tegemoet gaan in die lig, soos wat Paulus skryf in die brief aan die Timoteus. Wanneer sy stem weer klink, die stem soos die van 'n aartsengel, en die bassein van God geblaas gaan word, en die bruid van God weggeraap gaan word, die Here tegemoet in die lig. Dit gaan die Elia tipe mens wees, wat daardie gebeurtenis gaan meeleef. En die beloning vir ons is in alles oortreffende, ewige gewig van heerlikheid voor die aangesig van God en in die teenwoordigheid van die ewig lewende God. Is dit iets om na te sien? Wat my kan vasmaak, maak nie saak nie. Maak nie saak wat laat my doen nie. Ek dien God in my gees. Hulle kan die rituele wegneem. Hulle kan die kerk toemaak. Hulle kan maak net wat hulle wil om te probeer keer dat die evangelie van Jesus op die aarde kom. Maar die Elia tipe mens staan. En hy sal die woord in sy hart dra en uitdra. Nou goed, kom ek sluit vinnig af. Ek wil 'n vergelyking tref tussen die twee tipe mense. Want dit het ons die afgelope twee weke gedeel, net so vinnig. Eerstens, die Micha tipe mens bou 'n godsdiens. Hy bou 'n godsdiens, gebaseer op sy menslike en mensgemaakte formaliteite en tradisies, en op sy rituele mensgemaak en ordes en seremonies. Onthou, die nagmaal en die doop is nie rituele nie. Die nagmaal en die doop is lewe. Dis die lewe van Christus wat ons vier in my. Die mensgemaakte rituele en ordes en seremonies. Die Elia tipe mens bou my lewe. Ek bou nie 'n godsdiens nie, ek bou my lewe rondom 'n innige en diepe verhouding met die ewige lewende Here wat ek in die gees dien en vrees. Ons is nie godsdienstige mense nie. Ons is kinders van die ewige lewende God. En ons dien hom in ons gees. In die gees. Nommer 2, tweedens, die Micha tipe mense verhoudinge en lewe is gebaseer op die teenwoordigheid en uitsprake van sy priester of sy profeet of sy pastoor of sy leraar of die dagstukkies of wat noem dit wat jy wil, mense se woorde en mense se raad. Hy sê, die Here is vir my goed. Ons het ons laas keer dit gesien. Hy het gesê, die Here is vir my goed, want ek het mos 'n priester. Maar die Elia tipe mens leef en woon in die heiligdomme van die Here God. In die skuilplek van die Allerhoogste, onder die skaduwee van die Almagtige, in die raadsaal van die Here. En daar kry hy sy woord, sien hy die woord, ontdek hy die woord, hoor hy die woord, beluister hy die woord, kom die woord in sy gees. En dan derdens, die Micha tipe mens filosofeer en beredeneer oor die woord. Met menslike intellek en met menslike kennis. Elkeen vorm 'n opinie oor wat dit en dat. Elkeen het 'n uitleg. En hulle verskil baie keer van mekaar. En baie keer is hulle onbeweeglik. Jy kan stryd tot jy blou is in jou gesig. Hy glo wat hy glo. Dit is so nie. Hy sal met jou stry, want hy staan vas in sy siening. En ek sê nie iemand wat 'n ware siening van die woord het,
moet jy afskiet nie, maar baie keer is hierdie mense, hierdie soort negatieve mense, is die woord nie wat dit werklik vir hulle is as woord van God. Hulle sal die woord verkrag en verdraai, om by hulle siening en hulle opinie in te pas. Die Elia-type mens is 'n mens van die Gees en ontvang die ingeplante woord met sagmoedigheid in die teenwoordigheid van die Here en laat die Heilige Gees toe om hierdie onfeilbare ewige woord in my gees te deponeer en lewend te maak terwyl ek in die raad van die Here sit. Om dit uit te leef, om dit uit te voer met die kragtige wete besluit om dit absoluut uit te leef, gehoorsaam te wees daaraan en ook oor te dra aan ander sodat hulle dieselfde lewe en die heerlikheid kan beleef. So mense, kom ons kies die Elia-type mens. Kom ons kies die Elia-type gemeente. Kom ons vra die Here, as daar enigstens iets in my lewe is van die negatieve mense, Here, neem dit weg. U is 'n verterende vuur, sê die skrif. Kom verteer dit. Kom neem dit weg. Maak my skoon. Maak my heilig. Maak my rein. In Jesus naam. Amen. Kom ons bid. Vader, baie dankie. Dankie vir al die beloftes. Dankie vir u kosbare uitsprake. Dankie dat u met ons deel u ewige woord. Dat ons hierdie woord in ons gees kan vat as mense van God. Om te staan in hierdie beginsels, in hierdie kenmerke, in hierdie waarhede. Sodat ons vanoggend gehoor het van die Elia-type mens. Dankie dat u ons ook seën en toerus om daarin te leef en daarin te wandel. Ons bid die genade van die Here oor ons af en ons roep, o Here, dat u ons genadig sal wees en sal bekragtig. Beskerm ons teen die aanvalle van die vyand, sodat ons nie weggaan